My naam is Janine van die Kerk van Radio Kansel. Ons het vrouekamp gehad hierdie afgelope naweek en toe kom ek terug, vrots, ek kan nie hardloop nie, mag nie, kon nie op die lug wees nie. En toe uiteindelik nou is dit donderdag en ek kan dit nou nie meer uithou nie. En na 'n klomp glure van die familie en 'n triplikaat toestemming opskrif, mag ek toe darm saam met jou kom stap vandag. Nou, op die kamp het ons besef ons is woordarm, woord uitgeteer. Jy kan nie die lewe doen of jou God ken met jou 3 skriffies. Jeremia 29:11, miskien Johannes 3:16 en Psalm 23 daartussenin nie. So gaan dit nie werk nie. Ons het skrif nodig om die lewe mee te doen. As jy moet kies wat 'n boek jy moet lees of TV jy moet kyk of liedjies jy moet luister, moet Filippense 4:8 in jou kop wees dat jy dit daaraan kan meet. As jy in verhoudings is en die lewe wil doen, net die Here se seën op jou lewe wil ervaar, dan moet jy Galasiërs 5:20 in jou kop hê om te verstaan wat die vrug van die Gees is. As jy onder is en moedeloos is en dink jy kan nie meer nie, dan het jy Filippense 4:13 nodig om te sê ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee. Skrif na skrif na skrif wat jou help om die lewe dag vir dag gedoen te kry. So, ons het begin, dis nou na die naweek, met wallpapers vir die lewe. Afrikaans skrif. En toe leer ons nou, jy hoor, jy moet die ding regs passeer, dat jy hom as 'n wallpaper kan save, met die tyd bo en jou knoppies onder, so die skrifjie is so in die middel, sodat elke keer as jou foon optel, dan sien jy die skrif. Dis herhaling, ek het ons nou bemarking geswat, oor en oor. So, jy sê hom vir jouself, jy lees hom elke keer, en totdat jy daai skrif in jou kop het, dan haal jy hom af, en sit die volgende ene op. Ons het dit oral gaan post, soek vir wallpapers vir die lewe. En ek wil vir jou vra, dink jy het so iets nodig? Dink jy, dis iets wat prakties kan werk en jou kan help om die skrif tot binne in jou te kry? Want onthou nou, daar skrif soos, en nou, dis nou wat gebeur. Mense quoteer miskien Josua 1:9, dis nou wat die Here vir jou opdrag gee, om sterk en volmoed te wees en nie bevrees wees nie, want hy's met jou. Maar sê nou jy die woord regtig geken, sou jy Josua 1:8 ook geken het, wat daar sê, hierdie wetboek mag nie van jou mond wyk nie. Bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daar geskryf staan. Dan sal jou lewe voorspoedig wees en dan sal jy na goeie gevolg handel. Wat daar staan is, kry dit in jou kop, kry dit in jou mond, spreek dit, doen dit, dan sal jy sy sukses, sy lewe in oorvloed proe. En dis hoekom ek sê, skryf in die comments, as jy sê jy het hierdie ding nodig, as jy sê jy's deel van wallpapers van die lewe, in Afrikaans, skrif op jou foon, en ons gaan hierdie goed in ons koppe kry, sê ja in die comments, ek wil bietjie hoor van jou. Nou maar toe, dis tyd dat ek daarom gaan verder, nie hardloop nie, loop. Tot volgende week kan ek weer hardloop. Nou maar toe, sien jy weer môre.